Goeiedag en welkom by Theologie en Profesie. Hierdie is episode 10 van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd. En vandag se titel is Wanneer is die tyd van die einde? In die vorige episode het ek gesê ons gaan Daniël 11:40 tot 12:1 lees en 'n paar doelvrae vra. So kom ons begin. Ek gaan die teks op die skerm sit en let asseblief op na die kleure. Ek sal probeer om dit deurlopend dieselfde te hou. Rooi sal noord wees, blou sal suid wees en groen sal die nog onbekende hy wees. Die tyd van die einde is in groen uitgelig en die tyd is in geel uitgelig. Daniël 11 vers 40. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe. En hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Daniël 11:41. Hy sal ook kom in die pragtige land en baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak, Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. En hy sal sy hand uitsteek teen die lande, ook Egipte land sal nie vrykom nie. Daniël 11:43. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbarehede van Egipte, terwyl die Libiërs en die Kusiete sy voetstappe sal volg. Daniël 11:44. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik, daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die bandvloek te tref. Daniël 11:45. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt. Maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Daniël 12 vers 1. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Op hierdie tydstip, wat ons nou noem die tyd van die einde, stel ek 8 vrae. 1. Wanneer is die tyd dan? Is dit dieselfde as die tyd van die einde? Indien wel, wanneer is dit? Indien nie, wanneer is hierdie twee tye? Die tyd, of dan nou die tyd en die tyd van die einde? Vraag 2. Wie is die koning van die noorde? 3. Wie is die koning van die suide? 4. Wie is die ongeïdentifiseerde hy? 5. Wie is die persoon, daai jou, wat deur die engel aangespreek word? 6. Wie is die mense van die aangesprokene, daardie jou? Ons neem aan dis Daniël, maar kom ons bly professioneel en ons vra die vraag. 7. Wie is Michael? En 8. Wat is die boek wat die name bevat van diegene wat gered sal word? Kom ons pak eers die maklike vrae. Vraag 4. Wie is die ongeïdentifiseerde hy? Vir die antwoord moet ons teruggaan na die verse onmiddellik voor vers 40 en vasstel van wie gepraat word en dan let of die onderwerp waarvan die spreker praat verander of steeds dieselfde is. Ons vind die antwoord in vers 37. Kom ons lees vanaf vers 36. Daniël 11:36. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vasbesluit is, sal uitgevoer word. Daniël 11:37. En op die gode van sy vaders sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Nou in vers 38 en 39 bly die onderwerp dieselfde. Daniël 11:38. Maar in plaas daarvan sal hy die
God van die vestings vereer, en die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteentes en kosbarhede vereer. 39. So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde God. Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. Nou net ter agtergrond. Tot en met vers 35 het die engel onder andere oor Rome gepraat en meer spesifiek oor die pausdom. En ons sal dit later bewys, maar dit is nie nou op hierdie stadium relevant nie, want 'n nuwe koning, of dan mag of ryk, word hier bekendgestel, met 'n baie maklik onderskeidbare eienskap, en dit is, hy ag geen God nie. Wat beteken, anders as die pausdom en al die koninkryke wat die mense van God voor hierdie punt geraak het, wat almal hulle gode vereer en in hoë agting gehou het, was hierdie koning 'n ateïs, maar meer belangrik, sy hele koninkryk, insluitende sy onderdane, was ateïsties en het geen God erken nie. En u sal nou besef dat ons twee vrae in een gaan beantwoord. Want Frankryk het in 1798 wel God en alle gode verwerp, en dit het in 1798 gebeur. Verder het 'n Franse generaal, Berthier, selfs so ver gegaan as om die woning van die paus binne te tree, om te arresteer en hom in ballingskap te stuur. Dit het die einde van die pauslike oorheersing en die mag wat hulle oor die konings van alle nasies gehad het, tot 'n einde gebring. As jy dieper in hierdie stukkie geskiedenis wil delf, om my feite te bevestig, is jy welkom om dit te ondersoek. Dit is 'n bekende historiese feit. Jy kan onder andere dit gaan lees in die Encyclopedia Britannica, wat mens kan opkyk via die internet, en in daardie gedeelte is dit onder Vatikaan se amptelike geskiedenis. Probeer maar die Engels, Vatican's Official History. Goed, dit beantwoord vraag 4, die identiteit van die onbekende hy. Dit was Frankryk, en meer spesifiek koning Louis die 16de, wat in 1793 gesterf het. Hy is toe gevolg deur wat hulle genoem het die terreurbewind, dit is van 1793 tot 1794, toe die direktoraat 95 tot 99 en uiteindelik Napoleon Bonaparte self in 1799. So kom ons spring na vraag 1. Ons het 4 geantwoord. Wanneer is daardie tyd? En is dit dieselfde as die tyd van die einde? Wel, die geskiedenis beantwoord die eerste en die teks beantwoord die tweede deel van die vraag vir ons. Nee, daardie tyd en die tyd van die einde is nie dieselfde nie, want daar is 'n reeks gebeure wat geprofeteer is tussen daardie tyd wat ons nou weet 1798 is. Dit was die begin van die tyd van die einde, en die opstaan van Michael, wat die einde van die tyd van die einde is, wat die geskiedenis vir ons bewys, nog nie plaasgevind het nie. 'n reeks oorloë tussen Frankryk en Turkye en Frankryk en Egipte word deur die geskiedenis bevestig, wat plaasgevind het onder die bewind van Napoleon, wat ons vraag beantwoord. Die tyd van die einde is 'n tydperk, en 1798 merk die begin van daardie tydperk, wat beteken dat ons steeds in daardie tydperk is, omdat geen entiteit wat homself Michael of Michael noem, nog vir die mense van Daniël opgestaan het om hulle te red nie, alhoewel die hele hedendaagse Israel daagliks gedompel is in oorloë en vervolgings en haat deur diegene rondom hulle. Die sogenaamde antisemitisme, wat vir my sê dat die einde van die tyd van die einde nader kom. Let asseblief op die leidrade wat ons sopas uit die geskiedenis gehoor het. Beide die konings van die noorde en die suide is sopas genoem, maar let ook daarop dat die onbekende hy dalk nie en heel waarskynlik nie die entiteit is wat die tabernakels van sy paleis tussen die see en die glorieryke heilige berg sal plant nie. Ons sal na die grammatika moet kyk en moontlik selfs moet teruggaan na die oorspronklike Hebreëse tekste om die identiteit van die
hy in verse 43 tot 45 te bepaal. Want dit lyk asof die hy, of dan sy, nie deurlopend na dieselfde voorwerp en of onderwerp in die sinne verwys nie. Ons sal moet kophou om uit te vind na wie in hierdie verse verwys word, want dit maak 'n wêreldse verskil. Maar ons weet wel, die hy in vers 40 is Frankryk. Dit het ons nou bepaal. Daarna word die koning van die noorde bekendgestel en dan gaan die verse aan en bly net die voornaam hy gebruik. Daar kom die verskil in. Party mense sê dit verwys nog steeds na Frankryk en ander mense sê nee, hiervandaan af verwys dit nou na die koning van die noorde. Nou as ons die sinne in Afrikaans en Engels lees, maak dit absoluut sin. En ek stem saam. Daar die eerste hy in vers 40 verwys nog na Frankryk. Hoekom? Want Frankryk is die enigste mag waarvan ons weet wat wel ateïsties geword het. Daarvandaan af, vanaf vers 43, 44 en 45 wil dit vir my voorkom, verwys dit inderdaad na die koning van die noorde. In die volgende episode sal ons meer van hierdie vrae aanpak en ons studievelde begin vernou, om te sien of ons hedendaagse gebeure wat tans rondom ons plaasvind, kan vind wat moontlik huidige waarheid of profeseë kan wees wat in ons tyd vervul word. Dankie vir jou tyd en ek sien uit daarna om meer kwaliteit saam met jou deur te bring in die volgende episode. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus en mag God jou ryklik seën.